Hartlike goeiemôre, dit is maandagoggend, vandag is absoluut 'n nuwe dag, die 19de Mei 2025. My naam is Danie Gerber en net weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kan kuier rondom God se woord en wat wil die Here vandag vir my en vir jou sê? Ja, nee, as ek 'n temaatjie kan bysit hier soos hou goeie moed. Nou het ek en jy nie dit al gehoor nie, het iemand vir jou al gesê, hou goeie moed man, dit is nie die einde van die wêreld nie. Jy sal hier deurkom, hou net vas. Wees net getrou, jy sal daar uitkom. Het ons dit nie al gehoor nie, het ons dit nie al vir iemand anders te gesê nie. Nou, gaan kyk ek so 'n bietjie en God se woord gee 11 verskillende Bybelverse oor hou goeie moed. Hou moed, en die Here sê dit in sy woord. Nou, ek wil dit so 'n bietjie met julle deel. Hierso, die eerste een is hier, Deuteronomium 31, hier verse 6. Hy sê, wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Nou, dit staan nie verniet in God se woord nie. Nou, miskien sal mense sê, ja, maar dit was vir daai mense gewees in daai tyd. Maar vandag het ek en jy dit ook nodig. Ons voel ook verdruk. Ons voel ook dat mense ons wil doodmaak en ons wil vernietig en goed. En die woord sê, wees sterk en vol moed. Moenie vir hulle vrees nie, want die Here jou God is met jou. Hy loop saam met jou. Al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer, die Here is met jou. Al gaan jy deur riviere, die Here is met jou. Hou goeie moed. En ek wil hê dit moet vandag net bietjie insink dat jy is nie alleen nie. Jy voel miskien alleen, dinge is net te veel en goeders. Wil ek vir jou sê, hou goeie moed. Verse 8, hy sê, en dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Dis 'n opdrag, dat jy moenie bevrees wees nie. Hou net goeie moed, halleluja. En dan die volgende ene wat ek wil lees, is daar in Johannes 14, as ons Bybel soontoe blaai, Johannes 14, vers 27, en hy sê vir ons, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Die Here gee vir my en vir jou vrede. Ja, ek verstaan dit nie altyd nie. Dan vra hy vir ou, hoe gaan dit met hom? Man, dit gaan goed, want hy het vrede oor sy omstandighede. Daar waar hy nou in is, het hy vrede, en dit is wat die Here vir my en vir jou wil gee. En dan gaan kyk ons, die laaste gedeelte is Johannes 16, verse 33, en hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. My boetie en sussie, maak nie saak waardeur jy gaan nie. Maak nie saak hoe dit vir jou voel nie. Dit voel of die wêreld nou vir jou gestop het. Hou moed. Die Here is op pad. Kyk op met 'n verwagting. Hy kom om sy kinders te kom haal. Is jy gereed as die Here gaan kom? Of bekommerd jy jou nog steeds oor dinge wat verby is en dinge wat ek gesê het en dinge wat ek moet doen? En hou net moed. Die Here sê hy die wêreld oorwin. Die mense kan maar sê en doen wat hulle wil. Die vyand kan kom. Die Here sê ek is met jou. Hy sal jou nie begewe nie. Hy sal jou nie verlaat nie. Hoekom vrees jy? Hou jou moed by die Here Jesus. Hou vas aan hom. Is dit? Kom ons bid saam en vra ons die Here dat hy ons sal lei. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie vir 'n bemoedigende woord. Ja, Here, party van ons voel net moeg en mat en ek kan nie meer nie, ek het nie 'n uitweg nie. Here, ek het gister gehoor waar 'n man gesê het, die duiwel los my net nie uit nie. Hy val my aan, ek is moeg. En Here, ek vra dat U ook by daai persoon sal stil staan en by elke ene, Here, wat sê ek is moeg, ek kan nie meer nie. Here, dat U vir hulle die moed sal gee om aan te gaan. Hulle sal opkyk met 'n verwagting en sal weet dat U is met ons. Die woord sê, U sal ons nie verlaat nie. Hou goeie moed. Dis my gebed vandag in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag en verkondig God se woord. Ek sê altyd, alles wat jy doen,
moet jy die Here kan in verheerlik, nee, en as jy enigiets doen, waar jy God nie verheerlik nie, stop daarmee. Draai jou rug daarop, die Here is op pad, hy kom vir 'n rein bruid, is jy bereid? Julle moet 'n geseënde maandag hê, God bless.